Goeiedag. Ek nooi jou uit om saam met my stil te word in die teenwoordigheid van die Here. Ons lees vandag se teks saam. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as 'n lewende en heilige offer, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Romeine 12 vers 1 en 2. Die woord dankie is nie net iets wat met ons lippe gebeur nie. Dit is 'n woord wat uiteindelik ons hele lewe herbou. Wanneer Paulus Romeine 12 begin, het hy 11 hoofstukke lank vertel van God se ontferming, God se geregtigheid, God se redding, God se trou, en dan begin hy verduidelik dat wie God is en wat hy doen, ons nie onveranderd los nie. Wie God is en wat hy doen, transformeer ons hele menswees. Dankbaarheid is meer as 'n woord, dis 'n manier van leef, 'n ritme, 'n metamorfose. Paulus gebruik die woord metamorfo, dieselfde woord wat beskryf hoe 'n rispe 'n skoenlapper word. God se genade verander ons nie net 'n bietjie nie, dit verander ons wesenlik. Kom ons kyk na 3 maniere hoe hierdie transformasie plaasvind en waarom dit 'n viering van dankbaarheid is. Paulus begin met ons gedagtes. Die verandering wat God bring, begin in hoe ons dink, nie in hoe ons lyk of selfs eerstens in wat ons doen nie, maar in hoe ons God, onsself en die wêreld sien. Dankbaarheid vir God se genade verander my denke op ten minste 4 maniere. Ek begin glo God is vir my, nie teen my nie. My ou gedagtes sê jy moet jouself red, jy moet jouself regryk. Die evangelie sê God het my reeds gered. Ek begin die wêreld sien deur 'n lens van hoop en nie vrees nie. Dankbaarheid rig my oë op wat God reeds doen, nie net op dit wat verkeerd is nie. Ek begin myself sien as God se kind en nie as 'n mislukking nie. Sy genade definieer my identiteit. Ek begin ander mense sien deur genade, nie oordeel nie. Dankbaarheid maak my hart sagter teenoor die mense om my. Dis waarom Paulus sê, ons moenie aan hierdie wêreld gelyk word nie. Want die wêreld probeer ons vorm met vrees, vergelyking, prestasie en selfboud. Maar die Gees vorm ons met God se vrede, sy rus, sy vertroue en sy liefde. Dankbaarheid is 'n geestelike bril wat my hele wêreldbeeld verander. Maar dankbaarheid verander ook my gewoontes, my uiterlike wêreld. Paulus gebruik 'n radikale beeld. In die Ou Testament was 'n offer iets wat sterf. Maar hier sê hy, wees 'n lewende offer. Met ander woorde, gebruik jou gewone lewe as 'n plek van aanbidding. Ek wys my dankbaarheid nie net in woorde nie, maar hoe ek elke dag leef. My lewe word stadiger, want ek glo God is in beheer. Ek dien ander, want ek onthou hoe God my dien. Ek vergeef, want ek onthou hoe God my vergewe het. Ek aanbid, want ek onthou hoe wonderlik God is. Dankbaarheid is nie passief nie. Dit vorm rituele, maniere van leef, wat my herinner aan God se nabyheid. Dankbaarheid word sigbaar in gewoontes wat my help om bewus te bly dat God teenwoordig is in my lewe. Dankbaarheid verander my toekoms, my rigting, my roeping, my drome. Paulus eindig met 'n belofte, dat ons sal kan onderskei wat God se wil vir ons lewe is. Wanneer dankbaarheid my denke en my gewoontes vorm, word my toekoms ook baie helderder. Ek begin sien hoe God my lei, soms stadig, soms verrassend, soms tree vir tree, maar duidelik genoeg om die volgende stap met vertroue te kan neem. Dankbaarheid maak my hart ontvanklik vir God se leiding. Die getransformeerde lewe vra, Here, wys my u pad en ek sal volg. Daarom is dankbaarheid nie net 'n terugkyk
en 'n onthou nie. Dit is ook 'n vooruitkyk met nuwe hoop. Dit is 'n vorentoe kyk, omdat die God wat my al gedra het, my ook vorentoe sal dra. God wat my verlos het, sal my ook lei. God wat my verander het, sal sy werk in my klaarmaak. Dankbaarheid is nie net 'n viering van wat God gedoen het nie, dis 'n viering van wat hy nog steeds en voortaan gaan doen. Dankbaarheid verander my denke, ek sien God anders. Dit verander my gewoontes, ek leef anders. Dit verander my toekoms, ek droom anders. Dankbaarheid is 'n viering van God se voortdurende werk in my lewe. Kom ons bid saam. Here, hou my bewus van u goedheid in my lewe. U genade het my gevind, u liefde hou my vas en u gees maak my nuut. En daarom gee ek nou en altyd my hele lewe as 'n dankoffer aan u. Amen.